Nou vriende, ons eer die Here dat ons vanmôre weer kon opstaan, dat ons hierdie nuwe dag in sy naam tegemoet kan gaan. Ek vertrou dat dit goed gaan met een en elkeen van u, dat dit goed gaan met u geliefdes en dat u ook kan getuig van die goedheid, genade en die guns van die Here oor u lewe. Nou vriende, ek bely teenoor u dat dit nie maklik is om 'n mens te wees nie. Dis nie maklik om deur hierdie lewe te gaan en met al die stryd en beproewings en die aanvegtinge van binne en buite te worstel nie, maar een ding weet ons, dat die einddoel van ons geloof dan ook die verkryging is van hierdie ewige heerlikheid om saam met die Here te wees vir tyd en ewigheid. Daarom moet ons ons liggame kastei en diensbaar maak aan die Here, want ons opoffering wat ons maak in hierdie wêreld is in die eerste plek omdat Christus sy lewe vir ons kom aflê. En daarom wil ons lewe vir hom aflê. Die Bybel sê niemand leef vir homself en niemand sterf vir homself nie. Of ons lewe of ons sterwe, ons behoort aan die Here. En dit moet ons motiveer om elke dag te leef om meer as oorwinnaars te wees deur Jesus Christus wat ons lief gehad het. Ons het bietjie gister begin stilstaan by die gedagte van een van die groot hindernisse in ons lewe, vriende, is omdat ons verkeerd dink. Ek het vir u gesê, ons denke moet eers verander voordat ons gedrag kan verander. Dis nie om positiewe dinge te begin dink nie, maar Bybelse gedagtes te begin dink. Daarom moet ek my voet met die woord, God se woord met my denke begin programmeer, en wanneer ek in sekere situasies kom, is God se woord daar. Die Gees herinner my aan die woord, sodat my optrede dan ook reg sal wees om die Here te verheerlik. Dit begin alles by my denke, by my verstand, en dit beïnvloed en bepaal ook my lewenswandel. Ek het vir u gesê, daar's 'n paar dinge waaroor ons oorwinning sal moet behaal ten einde geestelik te groei en meer as oorwinnaars te wees. Ons moet besop vir gevoelslewe teenoor wat God beveel. Met ander woorde, dat my gevoelens my lewe dikteer. Ons moet pas op vir die slagoffermentaliteit en dan ook my motiewe. Waarom doen ek sekere dinge of doen ek sekere dinge nie? Baie belangrik dat ons dit sal sien. Dan is daar nog 'n ding wat ons baie versigtig moet wees voor, vriende, is om te veel selfvertroue te hê. Te veel te steun op myself. Dis die groot probleem wanneer dit kom by sielkunde. Sielkunde sê die probleem is dan buite jouself en die oplossing is binne jouself. Dis jou omstandighede wat 'n invloed het op jou, maar die oplossing is binne jouself en daardeur kan jy ook oorwinning behaal. Die Bybel sê nee, die probleem is binne in jouself. Dis in jou hart. Daarom moet God jou wederbaar en deur sy Gees en deur sy woord jou denke verander sodat jy sterk op hom kan steun om meer as oorwinnaar te wees in sy naam, om eer te bring aan sy naam. Vriende, ek het 'n Bybelse verantwoordelikheid om sonde te oorwin en te verander, maar die Bybel leer ons ook dat ons sonder die Here niks kan doen nie. Daarom selfvertroue, ek het nie 'n probleem daarmee nie. Ek sê nie jy moet hierdie gesindheid hê van met jou skouers gehang en jou lip amper op die grond vasstrap en dink dis geestelikheid of heiligheid nie. Dis absurd om dit te bedink. Maar wanneer dit kom by oorwinning oor sonde, moet my vertroue absoluut in die Here wees. En hoor wat sê Filippense 2 vers 12 en 13. Daarom my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, neem my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing. Jy sien die verantwoordelikheid van die mens. Maar die volgende vers, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae. My daagliks gebed omtrent is, Here, onderwerp my wil aan u wil. Here, geef my gesindheid in my hart om u te eer. Deur u Gees werk in my om u wet te volbring, om werklik te sien wat u van my vra. Stel my in staat deur u Gees om meer as oorwinnaar te wees. En in dieselfde asem, vriende, het ek hierdie verantwoordelikheid om te sê, Here, nou moet ek woord by daad voeg. Here, help my om my liggaam te kastei en diensbaar te maak. Help my om gedissiplineerd te wees. Ek stel my wekker en ek staan op en ek lees die Bybel. Vriende, ek bid. Ek vra die Here, help my om 'n getuie te wees. As ek 'n geleentheid kry, praat ek met ander mense oor die Here. Ek deel traktaatjies uit. Ek doen dinge om aan ook God te verheerlik. Wanneer dit kom by 'n situasie waar ek gedruk word om miskien iets te doen wat ek nie moet doen nie, Here, stel my in staat om nou op te staan. Wanneer ek miskien my meer wil verloor in 'n bepaalde situasie, Here, u woord sê vir my, ek moet nie toornig word en sondig nie, help my om op te staan. U sê ek moet nie kwaad spreek van ander nie. Here, sit 'n wag voor my mond. Daarom moenie te veel op self vertrou nie, want self gaan jou teleurstel. Maar vra die Here om in jou te werk, om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. En vra die Here om ook van jou kant af gedissiplineerd en heilig voor hom te lewe. Vriende, dan is daar 'n baie groot struikelblok in ons denke, wat ons hele lewe eintlik verongeluk. En mense kom vandag al hoe meer met dit na vore en hulle sê, luister, teologie verdeel mense. Teologie verwar jou net. Ek het nie teologie in my lewe nodig nie.
En dan wil hulle met sentiment en met emosies en met allerhande plannetjies en allerhande speletjies probeer om sondige praktyke in hulle lewe verwel te roep. Luister, ek het goeie teologie nodig om 'n goeie, sterk karakter te bou en oorwinnaar te wees oor sonde. Vriende, om sonde te oorwin, het jy nodig om te weet wat God daaroor sê. Waarom is dit belangrik? Hy is die skepper en sal eendag oordeel. En teologie is 'n Bybelse verstaan van wie God is in sy wese en hoe hy sonde haat. Dit is teologie, 'n eenvoudige definisie daarvan. Teologie is baie duidelik in God se woord opgeteken. Vriende, sonde word in die Bybel gedefinieer, dit word uitgespel en verdoem, daarom het ek teologie nodig. Mense sê ek het nie teologie nodig nie, tot jy vir hom vra, maar ken jy vir Jesus, of wie sê jy is Jesus? En die oomblik as jy Christus definieer, dan is jy by 'n bepaalde teologiese groep. Want Christus word gedefinieer op 'n bepaalde manier vanuit die teologie. En dit moet 'n Bybelse verstaan wees, en so word sonde teologies gedefinieer. Dit word uitgespel en verdoem, en as ek beter verstaan hoe God sonde sien, help dit my om ook 'n groter haat vir sonde te ontwikkel. Dit begin alles by my gedagtes. So voed jou verstand met God se woord. Daarom sê die psalmdigter, ek is wyser as die ou mense, want ek oordink u woord. Psalm 1 sê vir ons baie duidelik, as ons God se woord oordink, sal ons soos 'n man wees wat geplant is soos 'n boom by waterstrome, wat sy vrugte gee op sy tyd en waarvan die blare nie verwelk nie, en alles wat hy doen, voer hy voorspoedigheid. As ons geplant is by God se woord, sal ons vrugte dra tot eer van sy naam en oorwinnaars wees oor sonde. Wat ook al die sonde, of dit verslawings of depressie of neerslagtigheid, vriende of kwade gevoelens of verhoudinge met mense is, as ek goeie teologie het, begin my denke gevorm word om Bybels te dink oor sake en kan ek God verheerlik. Die laaste gedagte, vriende, om my denke te sê, maar niemand mag weet nie. Jy sien, baie kinders van die Here wil sonde van hulle hart afkry, maar hy wil nie hê enige iemand anders mag weet van hulle sonde nie. Alhoewel daar 'n besondere vertrouensband tussen 'n man en 'n vrou moet wees, of miskien tussen die persoon wat 'n probleem het en sy beraader, of wat ook al, moet sonde aan die lig kom, sodat daar ook antwoorde, Bybelse antwoorde daarvoor kan kom, en dan ook die pad vorentoe gewys kan word. Vriende, dit is baie belangrik om hierdie saak reg te verstaan. Ek moet my gedenke en my gedagtes skoon kry. En die oomblik wanneer ek hierdie gesindheid wil handhaaf van niemand mag weet van my sonde, en ek steek my sonde weg en ek verberg my sonde, en ek wil graag my sonde so diep agter in 'n kas toesluit dat niemand weet daarvan nie. So lank stoei ek in my gedagte, en so lank is ek weg van die vryheid waarmee Christus ons wil vrymaak. Daardeur sê ek nie om al jou sonde uit te blaker aan enige Jan Rap en sy maat nie. Dis noodsaaklik dat ons as kinders van die Here ook lojaal sal wees teenoor mekaar en Bybels verantwoordbaar sal optree teenoor mekaar. Wanneer iemand met my kom praat oor 'n sondeprobleem, dat ek hulle kan uitluister en dat hulle kan weet dit's veilig by ons. Daar is die uitsondering op die reël. Dis byvoorbeeld wanneer daar molesterings in 'n huis plaasvind. Vriende, ek het al hoeveel keer sake hanteer waar kinders gemolesteer is en die onmiddellike reaksie is dat hierdie saak teenoor die land se wet is en hierdie saak moet aangemeld word. So dit moet gedoen word. Ons kan nie 'n persoon wat 'n bank geroof het en dit kom bely teenoor my, nou maar ewe skielik onder die mat invee en sê, ag, as die Here jou vergewe het en jy teenoor my dit bely, dan's alles reg nie. Nee. Daar is sekere dinge waarvoor mense rekenskap moet gee, en dit kan baie keer mee dat hulle miskien daarvoor in die gereg gestraf gaan word daarvoor. Maar dank God vir die vryheid wat hulle sal kry. Ek onthou so tyd terug het ek gepraat met een van my kollegas, en hy vertel vir my dat hy sy 3 jaar teologiese graad gedoen het by universiteit daar in Pietersburg. Hy sê, en op 'n stadium toe die dosent 'n hele scenario geskep van 'n man wat in 'n huis ingebreek het, of nie, hy het mense by die huis gekaap. Hy was eintlik maar 'n inbreker en 'n kaper, en hy het hierdie familie gekaap, en daar het 'n skietery plaasgevind, en hy het hierdie vrou geskiet, en sy was verlam van haar onderlyf af ondertoe. En hierdie man het in die tronk beland, hy skuldig bevind, hy het in die tronk beland, en hierdie man en vrou het hom gaan besoek in die tronk. As kinders van die Here het hom gaan besoek, en vir hom ook baie duidelik gesê, luister, jy's hier in die tronk weens jou sonde, maar God bied ook vergifnis vir 'n sondaar soos jy. En hierdie dosent het hierdie hele scenario geskep en vertel van hierdie man wat in die tronk tot bekering gekom het, as 'n kaper het hy tot bekering gekom, die Here het sy sonde vergewe, hy en hierdie familie het vriende geword. En vriende, toe hy uit die tronk uitkom, toe het hy begin teologie studeer, en hy was op daardie stadium, reken ek, in sy finale jaar,
En toe daai dosent die hele scenario geskep het, toe sê hy, hierdie man wat in julle midde sit, dis hy gewees. En vriende, het my so getref, tot vandag toe nog, slaan die hoendervleis op my uit, as ek dink aan hierdie verhaal, om te dink dat God ook iemand so diep uit die sonde kan haal. Ja, hy was in die tronk, hy moes verantwoording gaan doen het vir sy sonde, dit is reg, dis Bybels, maar die vryheid wat God hom gegee het, van vergifnis, van restituisie, van waar hy reggemaak het wat hy verkeerd gedoen het, waar hy later hom in die bediening gestel het, waar hy nou 'n prediker is, om vir ander kapers te sê, vir ander boosaards te sê, in hierdie gebiede wat so besoedel is met sonde en boosheid, dat daar ook redding vir hulle in Christus is. Watter vryheid, watter wonderlike genade. So belangrik, vriende, daar is sekere sonde wat jy moet openbaar, of kom ons sê alle sondes, en dit kan wees teenoor jou vrou, teenoor jou man, en wanneer dit na 'n Bybelse beraader gebring word, en is nie 'n kriminele oortreding nie, kan daardie sonde bespreek word en oorwinning kan ook gekry word, sodat jy reg kan begin dink om God te verheerlik. Vriende, sonde, as daar nie gedeel word daarmee nie, sal jou lewe vernietig word. Daarom is die regte en Bybelse denkpatroon die antwoord en die oplossing in die veranderingsproses. En hierdie regte Bybelse denkpatroon begin by die lees van God se woord, die bepeinsing daarvan, die regmaak waar ek verkeerd gedoen het, en dan hierdie sake wat ons vir u genoem het. Om nie gevoelslewe te leef of die slagoffermentaliteit in te slaan nie, my motiewe altyd rein te hou, nie te veel op self te vertrou nie. Vriende, om werklik te besef hoe nodig ek teologie het in my lewe, en dan met ander te praat oor hierdie sonde, sodat hy vir my die regte pad sal aanwys. Mag die Here ons genade gee, baie seën, groete vir u en mooi dagie verder.